Ons lees dan Genesis 1 vanaf vers 26 tot by vers 31. God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld as ons afbeelding, sodat hulle kan heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, die diere en oor die hele aarde en oor al die kruipende diere wat op die aarde rond beweeg. God het die mens geskep na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskep, manlik en vroulik het hy hulle geskep. God het hulle geseën, God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde en onderwerp dit. Heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel en al die diere wat op die aarde rond beweeg. God het gesê, kyk, ek gee vir julle al die gewasse wat saad dra, wat op die oppervlakte van die hele aarde is, en al die bome waarin daar vrugte is, wat saad dra. Vir julle sal dit as voedsel dien, en vir al die diere van die aarde, en vir al die voëls van die hemel, en alles wat rondbeweeg op die aarde, waarin lewensasem is, gee ek al die groen gewasse as voedsel. Dit het toe so gebeur. God het na alles gekyk wat hy gemaak het, en kyk, dit was baie goed, en dit was aand, en dit was oggend, die 6de dag. Vers 26 het ons gelees, God het gesê, laat ons mense maak, na ons beeld, na ons afbeelding, sodat hulle kan heers, en dan alles wat die Here van die mens vra. Vers 31, God het na alles gekyk wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Elke dag in die skepingswee van die Here, soos wat ons Genesis 1 vind, sien ons elke dag dat nadat God geskep het, dat God gesê het dat dit goed is, dit wat hy gemaak het. En dan hier met die skeping van die mens, dan sien ons dat die Here self sê dat dit wat hy gemaak het in die mens, dit was baie goed, dit wat hy gemaak het. Nou, broers en susters, ons boodskap vanmôre gaan oor die tema van die sigbaarheid van God. Ons lewe vandag in 'n wêreld waar daar letterlik miljarde mense is, wat lewe in 'n staat van ongelukkigheid, 'n staat van onvrede, 'n worsteling met die lewe, mense wat blootgestel is aan onreg, teenoor wie daar daagliks onreg gepleeg word. Dit gebeur in huishoudings, dit gebeur teenoor kinders, tussen ouers en kinders, tussen man en vrou, dat daar onreg is, dat daar geweld is, nie noodwendig fisiese geweld nie, maar emosionele geweld. Armoede sien ons in die wêreld, konflik sien ons elke dag as ons die televisie aansit, is dit een onophoudelike verhaal van geweld en van vernietiging en verdelging en mense wat onmenswaardig behandel word. 'n Rowwe skatting, daar is nie regtig 'n syfer wat ek kon vind wat nou wetenskaplik goed verdedigbaar is nie, maar volgens aanduidinge is dit duidelik dat mense wat in onvrede en in gebrokenheid in die lewe op internasionale vlak, met ander woorde die hele wêreld oor, dat omtrent 1 uit elke 4 mense belewe hierdie onvrede en die stikkindheid wat daarmee gepaard gaan. Ook in ons eie land word daar gereken dat min of meer in die omgewing van 1 uit elke tweede persoon wat jy raakloop, is mense wat gebuk gaan onder hierdie swaar kry en ellende en pyn en alles wat daarmee gepaard gaan, wat onvervuld is, wat onvergenoegdheid in die lewe beleef. Nou, baie mense in die wêreld lewe sonder 'n kennis van God en 'n belewenis van wie God in hulle lewens is. So, te midde van al hierdie onwelwees van die hele wêreld, wil die Bybel vanmôre vir jou en vir my sê, dat dit wat ons nou belewe, dat dit nooit God se bedoeling was. God wou nooit gehad het, dat daar al hierdie konflik en oorlog en tweedrag en jaloesie en wat ook al daar tussen mense is.
gewees toe hy die mens gemaak het, dat die mense op die ou end mekaar sal vernietig. Toe hy gesê het, laat ons mense maak na ons beeld. Natuurlik, sommige keer dink mense dit, en ek self het dit baie lang van kindsbeen af gedink, dat wanneer die Bybel sê dat ons na die beeld van God geskape is, dat God min of meer soos ons lyk, dat God die gestalte van God, dat dit die gestalte van 'n mens is. Maar wanneer 'n mens die Bybel verder lees en jou verdiep in wat die Bybel vir ons sê, dan is dit baie moeilik vir ons om te sê dat God noodwendig in die gestalte van 'n mens is. In sy seun Jesus Christus, ja, het hy mens geword. Maar die Bybel sê vir ons dat God is gees. God is die onaantastbare, die onaanskoulike. Dit beteken nie dat ons nooit vir God sal sien nie. Dit blyk volgens wat die Bybel vir ons sê, dat in die hiernamaals, in die hemel, ons wêreld ook vir God sal sien op sy hemelse troon. Maar ook dan word daar ook duidelik gemaak dat ook die Here Jesus Christus aan die regterhand van God in die hemel teenwoordig is. So, dit is nie nodig vir ons om nou te probeer daaroor debatteer of daaroor te dink nie. Dit is maar net volgens wat die skrif vir ons sê, dat God die onverklaarbare, die gans andere God is, dat hy gees is, dat hy liefde is, en hele klomp dinge wat die Bybel daarop ook aan God toedig, aan sy karakter. So wanneer daar gesê word, dat die mens na die beeld van God geskape is, beteken dit dat God, toe hy Adam en Eva geskape het, dat hy sy karakter, sy aard, dat hy dit in hulle geskape het. Later in die Nuwe Testament, in Efesiërs hoofstuk 4, en ook in Kolossense hoofstuk 3, lees ons daar, dat daar 3 dinge is, wat veral gekoppel word aan die beeld van God, wat in die mens sigbaar is. Of liewer wat ons sê, sigbaar behoort te wees. Toe God die mens geskape het hy die mens geskape, dat die mens vir mekaar iets sal wys, iets sal demonstreer van wie hy is. Dat die mens sy DNA in hulle lewens sal dra. Dat hulle in 'n sekere sin 'n God vir mekaar is. Nie in die sin van 'n God soos God self nie, maar dat hulle God vir mekaar sou wys in hulle lewens. Maar wanneer ons kyk na wat op die oomblik aan die wêreld aan die gang is, en baie keer ons eie lewens aan die gang is, met die onrustigheid, die onvrede, die twis, die stryd wat daar baie keer in ons lewens is, broers en susters, baie keer teenoor mekaar, die ongemak wat daar is, dan sien ons dat dit alles baie ver is van dit af wat God geskaap het. En 3 dinge is daar wat vir ons dan nou gesê word, wat die beeld van God is, die kennis van God, die geregtigheid van God, en die heiligheid van God. Dit is wat mense vir mekaar moet wys, wie God is. Kennis, dat hy die een is wat alles ken, alles weet, dat hy ook die een is wat reg is, geregtigheid, en uiteindelik ook dat hy heilig is. Het is belangrik om te sien dat wanneer God die mens skaap, dat hy vir Adam en Eva skape as man en vrou. Dat hy, toe hy die mens skape, hy die mens skape in 'n verhouding met mekaar. Want dit is wie hy is. Dit is duidelik in die Bybel en dat God is, ons kan dit maar sê, 'n verhoudingswese. God is liefde. God wil God wees in 'n verhouding met die mense wie hy geskaap het. En daarom skaap hy ook die mens as 2 mense wat op mekaar aangewese is. Man en vrou. Die een is van die ander afhanklik. Die een is anders as die ander, sodat die een die ander op 'n unieke manier kan aanvul en die lewe van die ander een kan verryk. So ons sien reeds in die feit dat God Adam en Eva as man en vrou geskaap het, 2 verskillende kategorieë amper in 'n sekere sin van mense,
dat God se bedoeling met die skepping van die mens was, dat hierdie twee mense afhanklik van mekaar sal wees. Dat hierdie twee mense mekaar sal aanvul, dat hulle geluk sal vind in hulle verhouding met mekaar, dat hulle sy godheid teenoor mekaar sal demonstreer en teenoor mekaar sal uitleef. So as jy en ek nou wonder waarom ek en jy hier op aarde rondloop, dan is dit nie in die eerste plek om brood te verdien nie. Dan is dit nie in die eerste plek om 'n sinvolle bestaan te kan maak en wanneer ons praat van 'n sinvolle bestaan, dan bedoel ons veral 'n bestaan op materiële vlak en so 'n hoë materiële vlak as moontlik. Ons primêre bestaan is ons bestaan vir mekaar. Man vir sy vrou, vrou vir haar man, pa en ma vir hulle kinders. Kinders se bestaan is vir hulle pa en hulle ma. En so kan ons afgaan tot die verste en verhouding waar mense totaal onbekend is met mekaar. Dat selfs twee mense wat totaal onbekend met mekaar is, dat hulle mekaar op 'n manier sal behandel en sal optree, wat sal getuig van respek en 'n omgee en 'n betrokkenheid in mekaar se lewens. Dit is wat God bedoel het. Dis hoekom jy en ek asemhaal. Dat mense God se omgee, God se betrokkenheid by ons lewens, dat mense dit sal sien. Wat 'n verhouding jy ook al op die oomblik kan dink. Dis hoekom jy hier is. Dis jou bedoeling. Dis waarvoor God jou gemaak het. Vir verhoudings. Dit is waarom verhoudings ook so belangrik is vir 'n gemeente. Is die wese van 'n gemeente nie hoe groot hulle getalle is, hoeveel geld hulle het, hoeveel uitreike hulle kan doen in die wêreld nie, hoe goed hulle vir 'n predikante kan sorg, of wat ook al nie. Maar is die bedoeling en die hoogste goed van die gemeente, die verhoudings waarmee hulle binne in die gemeente teenoor mekaar leef, en ook die verhoudings wat hulle uitleef na buite. Dit wat mense in hulle kan sien van God. Ons gaan volgende Sondag daarby kom, ek gaan nie nou daarop uitbrei nie. Maar dit is iets waarmee die bose nie genoeme is, nie tevrede nie is nie. En daarom gebeur Genesis 3 op die ou end, die sondeval wat op die ou end plaasvind. En dit is wie die Satan is. Die Satan wil dit wat God in jou en my ingeskape het, wil hy voortdurend wil hy dit afbreek, wil hy verwoesting bring, wil hy dat mense op mekaar trap, dat mense mekaar vernietig, dat mense mekaar in die grond insmeer, dat mense mekaar doodmaak, mekaar verwoes, op die slegs moontlike manier, die aardig moontlikste manier is, dit is, wil die Bybel vir ons sê, die werke van Satan. En as daar in my en jou lewe ook hierdie gebrek aan liefde en omgee en goeie verhoudings is, dan is dit nie maar net, omdat jy nou maar net 'n mens is nie, maar is dit omdat Satan 'n houvas op jou kry, en alles wat God bedoel het vir jou lewe, dit wil vernietig, dit so ver as moontlik wil afbreek, jou so lank as moontlik wil laat vrede maak met al die verhoudings waarin jy staan, wat gebroke verhoudings is, om jou nie daaraan te laat dink nie, om daarby maar net verby te staan, broer of suster of vriend, of wie ook al, om maar net dit te vergeet, om dit maar net ergens te bære, en te sê dit is nou maar taffies, soos wat ons baie keer sou sê. Maar die boodskap van Advent, die boodskap van Kerstyd,
is die boodskap dat God sy seun in hierdie stikkendheid ingestuur het. Om dit wat Satan probeer, dit wat Satan tot niet wil maak, om dit weer te kom heel maak, om te kom herstel. Die engelenkoor het ook aangekondig vrede op aarde. En die mense, die ouer vertaling het nog gesê, in wie God 'n welbehae het. God het 'n welbehae. God het 'n liefde vir sy mense wat hy geskape het. Mense wat sy beeld moet uitdra na buite toe. En daardie liefde wil hy so in ons lewens laat posvat, dat dinge weer regkom. Dat ons weer word wie ons geskep is om te wees. Verteenwoordigers van God. Mense wat die karakter van God moet uitdra na buite. Jesus kom om twee dinge te kom doen. In die eerste plek kom wys hy vir my en vir jou die beeld van God. Hy ken die Vader. In die diepste sin het hy die kennis van God in sy lewe. En dit word sigbaar in sy lewe. Hy is die een wat reg laat geskied, in alle opsigte. Wie ook al met onreg behandel word, behandel hy op 'n regverdige manier. Ons sien dit reg deur sy bediening hier op aarde. En uiteindelik ook is hy die een wat heilig is, wie sy hele lewe toegewy is aan die Vader. Wat sê hy, dat wat ek nou ook al die Vader sien doen, dit doen die Seun net so. En wat die Seun van die Vader hoor, dit vertel die Seun net so oor. Hy kom demonstreer vir my en vir jou, hoe lyk dit wanneer die beeld van God in die lewe van iemand sigbaar is. En daarom beteken disipelskap dan ook om in die voetspore van Jesus te loop, om sy voorbeeld na te loop en sigbaar te maak in ons lewens. Die kerk is uiteindelik God se antwoord vir hierdie wêreld. Jesus wat die voorbeeld was. Jesus wat dit wat die Satan stukkend gemaak het, om dit te kom heel maak deur sy sterwe en sy opstanding. Dit is die rol en die taak van die kerk. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Ek stuur julle om vir die mense te gaan wys, wat is my karakter. Om vir mense te gaan help, om terug te kom by my Seun Jesus Christus, sodat dit die beeld, my beeld binne in hulle heel gemaak kan word. Hulle kan nie my beeld binne in hulle heel maak uit hulle self nie. Hulle het nie dit in hulle self nie. Dit is alleen maar net deur my Seun Jesus Christus wat dit heel gemaak kan word. Daar is geen ander naam op die aarde gegee, Jesus in Handelinge 4 vers 12, as die naam van Jesus, deur wie daar verlossing is. Dit is wanneer mense met hulle stikkende lewens in aanraking kom met Jesus, wat daar verandering kom, wat daar ommekeer plaasvind, wat daar wedergeboorte plaasvind. Dit is net in 'n verhouding met Jesus wat die mens kan wees wie hy bedoel is om te wees. En jy en ek, jy sien vanmôre ander mense. Jy sit nie nog 'n klomp ouens na wie ons nou kan sê, maar goed, julle moet nou begin om God se beeld uit te leef. Dis jy en ek wat vanmôre hier sit. Kyk maar rondom jou. Die paar van ons wat hier sit vanmôre. Dit is ons wat hierdie beeld van God sigbaar moet maak in die wêreld daar buite.
Moenie oor jou skouder kyk nie. Moenie rondkyk nie, daar is nie iemand anders nie. Kyk in die spieël. En sien, dit is in die spieël dat dit is vir jou wat die Here Jesus Christus gekom het, sodat jy herstel kan word, sodat die beeld van God binne in jou weer sigbaar kan word vir die wêreld daar buite. Sodat die verhoudings waarbinne jy gaan leef, sal getuig van die teenwoordigheid van God in jou lewe. Ons kry vanmôre vir Zoe as beleidende lidmaat hier by ons in die gemeente. En saam met ons, sy ook deel van hierdie antwoord van God op 'n wêreld wat smag na 'n nuwe lewe. 'n Wêreld wat smag na geregtigheid, dat geregtigheid moet geskied. Die wêreld is honger daarna. En ek en jy moet die Here Jesus Christus dra na die wêreld. Ek en jy wat vanmôre hier is, moet vir die wêreld gaan wys wie Jesus Christus is, wie die God is aan wie ons behoort, en wat ons sy eiendom gemaak het. En dis die vraag, my liewe broer en suster, wat ek en jy vanmôre, wat ons vir onsself moet afvra vanmôre. Wat sien ander mense in my? Sien hulle vir my, wat dag na dag voort strompel en met drif en met dryf besig is om my dinge in die lewe vir myself uit te sorteer, om die dinge wat vir my probleme is, om dit te kan oplos en te kan sorg dat dinge vir my alles reg uitwerk in die lewe? Of sien hulle 'n God wat omgee? Sien hulle in jou lewe dat jy vir God ken? Dat jy 'n kennis het van wie God is. En dat dit wat hy is, dat jy dit in jou lewe erken. Die kennis wat jy het van hom. Dat jy hom erken. En dat jy alleen maar net wil bestaan tot sy eer. Sien hulle in jou bekommernis dat dinge, dat daar reg teenoor hulle moet geskied. Sien hulle dit raak, dat jy instaan vir God se geregtigheid. Dat jy nie wil toelaat dat daar maar net onreg geskied nie. Dat jy bereid is om op te staan, sodat dinge reg kan geskied. Selfs soos die Here Jesus wat uiteindelik tot aan die kruis sy lewe gegee het vir mense, sodat hulle saam met God reg gemaak kan word. Sien hulle in jou dit wat die Here Jesus gesê het, dat ek doen net wat die Vader doen. En daai liefde, die vergifnis, die heel maak, ek doen dit ook. Ek het my oorgegee, ek het my uitverkoop, ek doen dit ook. Wanneer gaan ek en jy groter erns maak met die regte fokus in ons lewens om weer uit te kom by dit wat God se skepingsdoel vir my en jou lewe was. Here, ons buig voor U in nederigheid. Ons dank U vir die koms van Jesus, 2000 jaar terug. Maar ons bid vanmôre ook dat sy koms in ons lewens nooit sal ophou nie. Dat ons sy koms in ons lewens maar net meer en meer sal beleef, sodat ons ook meer en meer die beeld kan uitdra. In sy naam bid ons dit.